You remember that spelling bee you won in the first grade? Rock? R-O-K? Yeah, so what's your point? R-O-C-K! The C is silent. You just gotta keep living, man. L-I-V-I-N. Let's get ready to rumble! How's the peach? Kan jy my hoor? Hey, hoe lyk dit? Awesome man, baie dankie en baie welkom. Dankie, is lekker om hier te wees. Ek het baie uitgesien na hierdie onderhoud, want toe ek vir 'n paar mense vertel het, ek het Peach op die rock show, toe sê hulle almal vir my, "Jesus, hy's so 'n nice ou." Lyk my dit is die indruk wat baie mense van jou het, dat jy regtig 'n nice ou is. Is jy 'n nice ou? Ek hoop so. Ek is bly mense het daai indruk en ek is bly hulle het vir jou gesê en ek sien ook in die interview, no pressure. Ja, wel, jy's 'n baie positiewe ou en ek wil net gou 'n bietjie deurhardloop oor 'n paar goedes wat jy al gedoen het. In jou eie woorde sê jy's 'n music producer, jy run 'n recording studio in Joburg, jy produce mix music for variety of artists, jy's 'n drummer, jy's 1/3 of Better Einder, jy's helfte van Pletsen, and you are all of yesterday's people. You have been doing music full-time for, what is it, like 18 years or something? In 2010 het jy opgetree by die FIFA Wêreldbeker se openingsseremonie by Orlando Stadion. Jy het al extensive getravel, soos in Argentinië, saam met die Van Cooke van Kartel, Oorlog Frankenstein, as Yesterday's People. Jy het al voor groot skade opgetree, 35,000 mense in Nederland, lyk dit my. Dit moes amazing gewees het. Jy het Holland getoer saam met Bitter Einderer. Jeez, het gaan net aan en aan en aan en aan. Jy het al 3 sames. Jy het jou preparation gedoen. Ek moet sê, jy het goed daar genoem wat ek al vergeet het. Wel, ek moet seker maak ek praat met die regte persoon hier so sê. Dink jy doen? So is jou naam Peach, soos PH, net soos GP is? Ja, ek is Peach. Ek dink dit is seker nou maar my naam. Ek het dit op 'n stadium try afskit en toe maar ek kon nie. So dit het my net gestik. Maar ja, dis Peach soos 'n perske. Ja, en natuurlik ook jou straatnaam is Groothond. Vertel ons waar dit vandaan kom. Natuurlik, ek hoop Groothond geneem eventually vir Peach oor. Maybe like it klaar doen. Maar ek dink dis 'n goeie ding want 'n hond is usually 'n baie cool goeie ding. Yes. You know, ek is nou nie groot brak nie. Ek is jy is Groothond. Groothond. Ja, Groothond. Golden Retriever. Wel, hulle sê dis man's best friend, so dit pas nogal mooi in by jou reputasie as 'n baie nice ou, so Groothond. Yes, definitely. It sounds gangster, but it's actually picture it as 'n groot Labrador vir Golden Retriever. Baie helpful ook. So, ek was nogal geïnteresseerd om te sien dat 'n redelike tyd in jou lewe het jy in die moed spandeer en dit was vir my interessant geweest want ek was ook in die moed geweest. Ek het in Gesina gebly en ek dink dit was 10de Laan oor kan die bane wat sit soos netbal maar hulle gooi dit onder deur hulle bene. Ek weet nie wat noem mens dit nie. No way. Ek weet actually waar dit is. Dis naby Is dit Jacaranda sentrum of so iets? Die shopping sentrum. Ja, Jacaranda, dan so Touwtrek Park en Gesina Shopping Center, het soos die eerste Woolworths gehad in die hele Yes, dis daai ene. Ek loop afstand vir dit. En die Touwtrek Park was my pa se bar gewees. Hy het altyd daar gaan uithang. So hy het nie besit nie, hy het net altyd daar gaan uithang. Ja. Dit was funny, ek het vir 'n ruk bootcamp gedoen by Touwtrek Park en dan jy doen bootcamp vir 'n uur en as jy kar toe loop en dan pap mense in by die bar en drink 'n bier of twee en dan, jy weet, dis waar ek dink ek geleer is van balans. Of is dit nie balans? As ouens daar vashou. En dit was ook vir my interessant. Dit was ook vir my baie interessant geweest om die video te sien wat jy geproduseer het vir die ou baarde. Jemmel, die ou. Okay, wag. Okay, ek het my papier gedrop, laat ek hom net hier kry. So die liedjie gisteraand. Nou jou pa. Yes.
jou pa Pierre van Pletsen of ou Bas soos baie mense hom ken. Hy het die drummer gespeel en dit is vir my nogal baie nice. Daar's 2 stories wat ek hier wil insit. Dis baie nice om so iets vir jou pa te doen nadat hy so baie jare jou gesupport het in jou musiekkarriere. Dit moes nogal iets spesiaals gewees het. Dit was reg om hom bietjie vir 'n verandering in my wêreld in te laat en want ek was al op ek was al bietjie in sy wêreld en ons het al voorheen saamgewerk in 'n teaterstuk klomp jare terug. Maar hierdie was die eerste keer wat hy kind of in my wêreld was en dit was regtig cool. En dit was special. Daai is 'n cool song en ek's bly ek kon deel wees van dit. Ek het die musiekvideo gesien en nou kom dit weer uit. Ek het vir so 3-4 jaar het ek in Melville gebly en ek dink dit was 4de Laan. Ek moes vandag gaan kyk het of ek weer die huis kan kry. En ek sien die musiekvideo was geskiet in Melville gewees en ook op Melville Koppies. En ek moet sê dit my nogal sentimenteel laat voel. Ja, ek ry gereeld daar deur Melville en ek geniet ek dink ek was letterlik eergister 4de Laan om iets te laat raam. So it's still looking good. Ek ken die raamplek, ja. Hy's baie naby aan wat dit nou Beyersnodee, Winnie Mandela. Ek weet nie hulle vernoem die strate heeltyd aanigheid. Maar anyways, ja, dis Melville. Melville was nogal 'n hub gewees. Ek het gewonder, nou noem jy vir Frank Opperman dan Oom Frank en noem jy jou groot hond of want julle ken mekaar seker ook al 'n hele paar jaar. Ja, ons ken mekaar al lank. Hy het my obviously al geken toe ek nog 'n chokker was. Little kid, want hy was saam met my pa in 'n show met die naam Orkney Snorkney. Yes. En hy was ou boet en my pa was Spike en ek en Frank het toe ook saam gewerk op die Zaberfluten music video. En ja, Frank Swaai actually Zab. Wat interesting. En nee, ons chat so nou en dan en ek noem hom maar net Frank en ek dink hy noem my groot hond nie. Maar ek is seker ek hoop baie hard om hom op seisoen 2 te kry van Prating. Dit's amazing wees. Hy's definitief een van my gunsteling akteurs gewees en ek het al in jonger dae na Orkney Snorkney gekyk en ek was nee, dit hy's op Zaap definitief. Daar's nie so 'n ding rondom dit nie. Nee, exactly. So jou pa is 'n baie groot akteur, jou ma is 'n baie groot aktrise, jou suster is 'n baie groot aktrise en jy het op 'n tyd 'n keuse gemaak of jy daai kant toe gaan en of jy musiek gaan. Wat het beïnvloed dat jy die musiekrigting vat? Dit was weird. Musiek het so half my acting droom gehijack. Ek het drama skool toe gegaan na Pro Arte toe met die idee om daar drama te doen en dan drama te gaan swat en akteur te word. En dit het eintlik nie veel te doen met my ouers gehad en dit was net was so verlief op flieks en stage plays en klugte en comedy en maybe is dit omdat dit dalk in my bloed was, maar dit het net gevoel soos 'n sincere enthusiasm vir film. Ja. En dit was die plan. En toe sou hierdie Battle of the Bands, toe ek start 7 was en al die bands het kom speel by die show en dit was soos my eerste kind of interaction met daai live sort of rock bands en daai energie en daai vibe. Dis ek soos wow. This is like it's amazing en ook toe sê ek en 'n paar vriende kom ons begin 'n band en wen hierdie ding volgende jaar. En toe begin ons 'n band en toe wen ons daai ding volgende jaar. Ja. Wat great was en daai band het vir 7 jaar bestaan en ergens hier rond in start 9 of daar rond het ek net besluit nee, ek gaan aanhou met musiek en kyk hoe ver daai sort of paadjie gaan en ek's nog steeds op hom. Ja. Besig om te wandel. So daai was die groep Shoe gewees, is dit nie wat jy van praat? Ja, SHU daai band het klomp ander bands en goed oor die jare sort of gespawn, soos Wrestlerish, Kid of Doom, obviously Yesterday's Pupil, en Indie, dan ook Bitter Einder en Van Pletsen. So it was a good training ground.
Ja. In die 90s, want jy het begin in die 90s, was dit nie, of was dit begin 2000s gewees? Ons het begin, nee, dit was soos 2001 of 2002. 2001 het ons begin, en ons het gelaat tot einde 2007. Ja. So wat se bands het 'n groot invloed op julle gehad van die Suid-Afrikaanse bands? Daai tyd definitief Sugar Drive, Boo, Springbok Nude Girls, daar was 'n paar. Daar was 'n band met die naam Marlow, maar ek meen hierdie interview kan baie obscure raak as jy wil indelf in die bands van 2001. Ja. Dis altyd interessant om te sien wat se bands het die ouens beïnvloed, want ek dink in die 90s was die South African rock scene massive gewees, en daar was so baie amazing bands gewees. So dit is altyd interessant, en dan kyk ons vandag wat se bands staan nog. Ek meen Springbok Nude Girls is nog steeds 'n amazing band. En dan natuurlik het dit ook dan gelei tot bands soos Folk of Polisikar en daai ouens. Dit is nogal amazing geweest het om in Argentinië te wees saam met die van Coke Cartel. Hoe het julle in Argentinië geëindig? Ja, dit is 'n funny storie. So ja, ek meen okay, so hier was die designer Piet Pinaar. Hy het MK Bruce Lee magazine was een van die goed wat hy gedoen het, en hy het hierdie idee gehad vir 'n play wat ek moet deel wees van as speech of Yesterday's Pupil, en dan wil hy Fransjo van Folk of Polisikar deel hê, en dan ook Jaco Bouwer direkte en Hunter moes goed skryf, en Anneke Weideman was in dit, en toe kom ons almal by mekaar en maak hierdie play 2 tot 21 wat moerse weird was, en dat elke aand mense uitgeloop, en dit was baie, I still don't understand it, and it's like over a decade ago, and I'm still trying to make sense of what happened. En dit het die band Oorlog Frankenstein toe laat vorm, wat my en Fransjo se band was, wat ons het 'n EP uitgebring, en klomp shows en festivals gedoen, paar club shows, and then we just sort of faded into obscurity. En deur al dit, daai proses het Fransjo vir my gevra om 'n nuwe van Coke Cartel album te produce en te mix en op 'n dromme te speel, en daai album was Skop, Skiet en Donder. En dis ook wat van Coke Cartel se sound as gevolg van daai keuse wat hy gemaak het, which was a great choice, dankie Fransjo. Het hulle sound baie verander, en as gevolg van veranderings, hulle sound het moes hulle vir Jed kry om die solos en goed wat ek in die studio, jy weet, vir hulle laat doen het, live te kan doen. En in anyway, toe join ek die band, nie officially nie, maar soos in 'n transitional phase, vir so 2 of 3 toere, en en Fransjo het my gevra om permanently een van die toere was Argentinië toe, en Fransjo het my gevra om permanent te join, maar na die 1 Desember toer, op die laaste dag, het ek net so gesê, dude, ek is jammer, but I can't do this, I can't keep doing this, as ek dit gaan doen, I'm not gonna make 30, en toe sê hy, het sy hands op my skouer gesit, to sê, ek verstaan. So, dit was duidelik ook 'n rowwe toer geweest, en dit was vir hom ook seker 'n transitional ding van Folk of Polisikar af na van Coke Cartel gieters, en om homself te vind in daai ding ook, en jy word ingetrek in die hele proses. Dit was seker 'n groot toer geweest. Dit was 'n langerige, dit was so 3 weke al langs die kus en wat not. Die ding wat dit Fransjo refer altyd na daai tyd as sy donker tyd. Ja. Dis die donker jare. Ons praat actually hierdie week daaroor op prating. En
die toer was so 3 weke lank en ek moes die ding wat vir my ook moeilik gemaak het is ek het vir Jewels ook gespeel. Die Jewels fantasties Yes. drummer daai tyd. So ek moes elke aand 2 shows doen Wow. en dan jy speel elke liewe dag vir die 3 weke en jy's elke dag dan slaap jy ergens, dan speel jy die 2 shows, dan die adrenaline, dan party mens bietjie en dan staan jy vroeg op, klim in die bus die volgende plek, set op, soundcheck, die 2 shows, party, slaap ergens, en jy weet in verskillende dorpe en goed, en dit was lekker. Ja. Dis van die mens, Fransjo het een keer goed opgesom, hy sê, na so 'n paar weke op toer, dan mis hy altyd die huis, en dan as hy by die huis kom, dan 5 of 6 dae, dan mis hy weer die toer, ja. Ja, so dit was regtig great, maar ek het net besef, hulle het skrikkelik baie shows gedoen daai tyd, en dit was nog in sy sort of boozing days, Ja, as mens dit so bel. party days. En ek het net besef dat ek wil eerder fokus nog op yesterday's pupil en hierdie gaan 'n groot en nie gesonde commitment wees nie. Ja. Nou, Theo Kraus het ons vertel van ek het hom gevra oor enige crazy goeters wat jy gesien, wat jy self op stage gedoen het of wat jy gesien het bands doen op 'n stage, en ek het dit nou al voorheen 'n paar keer op die rockshow vertel, maar Theo het gesê hy het Green Day gesien en aan die einde van hulle set toe steek hulle dromme aan die brand, hulle kits aan die brand. En toe na die tyd toe gaan kry hulle net die mics en toe hy wil hoor, hoekom vat julle die mics? En I mean, daar's baie ander goed. Dis hulle claim die mics back van insurance af, wat nogal redelik funny was. Kan jy ons 'n storie vertel van iets wat op stage gebeur het wat vir jou nogal snaaks was of wat jy onthou van jouself of van ander bands? Yes, see. Ja, there's been a few. Ja, ek het 4, dis was nou nie eintlik snaaks nie, maar wat snaaks was, ek het my Potjewel in 2018, during a Van Pletsen show, a weird val gehad, toe breek ek 4 ribs, Wow. en toe ek omkyk, toe is Max besig om homself soos te can van waar hy lag, en ek het aangehou met die show, daar was nog 20-30 minute oor, finish the show, slept there, and then the next night het ek die show gedoen, so 'n bitter einder. Ja. Ek dink dit was regtig snaaks nie, but that one definitely stuck, want ek sal vir jou een ding sê, gebreekte ribs is not a vibe. Dit is soos, jy kan nie lag nie, jy kan nie hoes of kies nie, jy kan nie eintlik gedruk word, of, it was just, enigiemand wat al ribs gebreek het, shout out, is 'n baie underrated pyn been op breek, en is baie painful. I can imagine. Een ding wat ek baie van gehou het wat jy gesê het ook, en dit kom deel van jou mengels wat jy baie keer gebruik en wat mense jou al voor gekritiseer het en wat mense ook jou al voor gekomplimenteer het, en dit kom uit 'n plek uit waar jy gewonder het, hoekom maak mense nie net musiek in die taal wat hulle praat nie? Nie net Afrikaans nie, maar soos jy praat. Wat maak 'n woord anderste as, hoekom moet mense in akademiese Afrikaans sing as jy in mengels praat? Exactly. Nou, Ja, dit is, skus. ja, dit is basies die vraag, en dan kom dit maar net weer by dat mense het jou al gekritiseer daarvoor, maar dit is iets wat jy eintlik baie goed doen, en as jy met mense in mengels praat, dit is altyd interessant hoe mense probeer terug in mengels praat. Ja, dit is regtig cool dat mense dit embrace, en die ding is, wat ek nie verstaan van die criticism nie is, dit is, mens moet met taal kan speel. Jy hoef nie 'n taal met like handskoene aan te pak nie, dis meer soos 'n basketbal wat mens heen en weer in 'n gesprek kan chuck. En dit kan dit hanteer. So mens moet kan speel met taal, en mense dink die hele tyd ek meng hierdie heilige Afrikaans met Engels, maar ek praat eintlik Engels en meng dit met Afrikaans. En as jy kyk na die Afrikaanse woorde wat ingegooi word in die Engelse gesprek,
dan is dit soos 'n acknowledgement dat hierdie woord word way beter beskryf deur Afrikaans en dat daar is nie 'n beter manier as om dit in Afrikaans te sê nie. Soos prating. as jy gaan, at the end of the day, we are all just trying to bestaan. That's it just, why did you say bestaan in Afrikaans? Want wat sou jy sê is bestaan in Engels? Exist. Very correct. Maar dit klink nie dieselfde nie. Dit klink nie dieselfde nie. Nee, dit is soos, dit voel asof bestaan is een woord wat die past tense, die verlede, die present en die now encapsulate in een woord, waar jy het exist, existing, existed, we all just trying, but as jy gaan ons bestaan. Wow. Ons het nog altyd bestaan, en ons sal vir nog lank bestaan. It's the same word the whole time, so bestaan in itself is like, Afrikaans is gonna bestaan, en ek dink mense moenie bang wees nie, daar's ander goed om te fokus as om uit te freak oor dat 'n taal nie gemeng moet word nie. Ek meen, Afrikaans is 'n bastard taal wat van die begin af al mengels is, so die manier wat dit gaan bestaan en voortbestaan is om verder te meng sodat dit kan voortplant. So dit kan mutate. Daai was 'n groot mic moment geweest. Dit is baie dankie. Ja, ek het hom ook gevoel. so dit bring ons by prating. Ek wil net vir jou sê, dit is een van my gunsteling shows om te kyk op die oomblik. En ek hou van hoe julle dit beskryf het, en ek gaan dit gou hierso lees. Julle mission. Our mission is to make some of the best and most eerlike, uncensored, independent content on earth for free, and TV is just not gereed for this kind of grootness. They're a little bit bang, and it's not good to be bang because nothing good ever comes from being bang. I love it. Yes, exactly. Nee, that is exactly die motto met prating. If we dis die gesprekke met mense wat ek sou wou hoor en wil weet, en daar was offers vir waar mense die shows nou maar wil koop, en dan is jy nou faced met, jy kan die geld kry, maar hulle wil hê, jy moet alles uithaal oor so cinema drugs, of oor drank, of oor jy weet, antidepressants of porn, wat ook al. Dat is just, maar nee, that's not prating. That's already like being, then you don't have respect for the people luistering en kyking. En toe was daar 'n ander opportunity wat hulle gesê het, cool, ons kan dit hou, maar dit moet 24 minute lank wees, en toe sien ek 'n 24 minute cut, and I just said, I don't ever want to see that again. Want hoe die gesprekke vloei moet natuurlijk voel, en mense moet kan voel, dit gaan teen die natuurlike pace, party is vinniger, party is stadiger, en mense sê dalk iets in die eerste 4 minute waar dan terugverwys word en meer gespeel word op 40 minute, en as dit net te vinnig gaan, dan voel dit net soos klomp informasie, en dit haal die human sort of element en aspek uit dit uit. Ek het nie daarvan gehou, het gevoel het en gelyk het, toe ek so vinnige dit gesien het nie, en toe besluit ons saam met as 'n team dat ons gaan eerder kies om dan nie soos die geld te maak nie, maar ons gaan iets uitsit en ons gaan net hoop dat mense daarvan hou, because that in itself has a lot of value. Wel, julle is nou eers, ek dink 4 episodes in, as ek dit reg, ja, 4 episodes in, en dis al klare hit. So ek meen, daai offers kan nog steeds later inkom, die geld kan nog steeds later ingaan, en jy het dit nie goedkoop verkoop, jy het nie die siel van die storie verkoop nie, en een van die amazing goeders van prating is, hoe jy die ouens kan kry om oop en eerlik en vulnerable te wees. Ek was blown away met die eerste episode met Jack Parow,
om 'n kant van hom te sien wat baie min mense eintlik sien, en ek dink dit is wat prating regtig so amazing maak. Yes, en dankie dat jy dit sê, want my hele goal was altyd, ek nie eintlik vra regtig prepare nie, en ek het niemand gebrief nie, ek het net gesê ons gaan sit en ons gaan praat, maar my persoonlike goal was om ergens te wees tussen funny, lig en absurd, en ook verskriklik eerlik en vulnerable. En ek dink dis vir my 'n nice mengsel. Ek maak gereeld van die grootste of moeilikste goed in my eie lewe, sal absoluut een wees wat lig maak van dit partykeer en amper met dit spot, want jy kan jou future en jou omstandighede embrace of met 'n verskriklike ernstige kind of gemoed, of jy kan bietjie met dit jy kan self amper bietjie met dit speel tot 'n mate. Like soos 'n playfulness oor mense eie existence en toekoms. Want mens moet pas op om nie jouself te ernstig op te neem nie. Mens moet bereid wees om vir jouself te kan lag, want dan maak dit nie vir jou, dan is dit nie so einde van 'n wêreld, of dit maak nie so seer as ander vir jou lag of as jy val nie. It's just part of existing on this ball sweeping through space. En ek dink dit is een van die groot deel, ons raak baie diep nou, maar ek dink is 'n groot probleem met baie mense, veral vandag, en dit vat my ook nou nog een van my vrae toe. Ek wil jou gevra het, hoe belangrik is dit om jou eie opinie te lig in 'n tyd waar baie keer word mens gekritiseer vir jou opinie? Dis 'n goeie vraag. Ek het alself daaroor gewonder, en ek dink dis baie keer baie belangrik om nie jou eie opinie te lig nie, maar om hom nog steeds te behou, sonder om die validity of die validation nodig te hê van om dit gelig te hê en dat ander mense saamstem. Somstyds is die beste ding wat mens kan doen om nie 'n opinie te lig nie, maar om nie jou opinie noodwendig te verander nie, maar at the same time, in ander aspekte is dit baie belangrik om mense opinie te lig as dit op 'n platform of in 'n gesprek is waar daar plek is vir dit, waar dit eintlik 'n gesprek is waar mense na die informasie van die opinie kyk in plaas van om net die individual te attack. En unfortunately leef ons currently in een van die most polarized and polarizing times in die kind of geskiedenis, en dit is fueled deur social media en jy weet, dit is nou maar deel van hoe dit is, en in daai aspek dink ek baie keer op iets soos social media, alhoewel ek soms opinies op goed het, voel ek die beste ding of die beter ding is om dit nie te lig nie, want dit bly nog steeds my opinie, maar ek het nie die need om dit te validate op die internet nie. Maar as ek eerlik chat met iemand, of dit nou in die praatheid van 'n dinner table is, of op 'n episode van prating, of op 'n phone call, dan dink ek mense moet oop en eerlik met mekaar praat, en ook altyd bereid wees om jou eie opinie te kan verander. Tenminste te hê in daai opsig. Dis vir my crazy hoe vinnig tyd eintlik gaan, en ons is besig om uit tyd te hardloop, maar ek wil, wat van 'n movie pitch, waar jy en Nax deur die moed loop, en dan leer julle hoe om streetwise te wees deur jou ouer broer of goeie vriend Jack Sparrow, en dan kry jy vir Bouwerbos wat die neighborhood watch is op sy scooter. Hoe klink dit vir 'n movie? Dit klink regtig great. Die funny ding is, ons spot gereeld met die idee van 'n movie, en alhoewel ek mal is oor daai idee, en dit sal 'n great way wees om full circle weer uit te kom by die droom wat ek gehad het vir die eerste 16 of 17 jaar in my lewe. Voel ek daar's 'n tyd
vir alles. En dis dieselfde in prating, dis eintlik iets wat ek al lankal wou doen. En toe die lockdown kom en ek sien, hierdie gaan lank aanhou, toe besef ek, wel nou is kind of die tyd om te begin verder werk aan hierdie idee. Dis dalk nou is die grond van, jy weet, tyd reg vir dit. En dan is dit ook, van dit is opgeneem, dan gaan ook tyd verby, dus dan moet met weet, jy weet, daar's 'n tyd wanneer goed moet uitkom. En ek dink die movie ding is definitely marinating in the back of our minds, but at the same time is ek nie actively besig om nou te push that this has to happen now nie. Ek dink dit kan wel cool wees at some point in die toekoms, maar vir nou is dit lekker om te fokus op musiek en prating voel al klaar nou so net, en ek dink ons self weet nog nie eers in wat dit gaan groei nie en wat dit kan word nie, en dis altyd vir my die most exciting plek om vanaf te create, is without, jy create eintlik net 'n environment of 'n omstandig sort of, ja, 'n circumstance waarin mens iets kan maak wat jy self nog nie kan verstaan of weet wat dit is of kan word nie. Ja. Dis vir my altyd die lekkerste space to be in, en ek dink nou eers, soos prating, gaan hopelik met hierdie seisoen 'n following opbou van mense wat into it is, en dan gaan ons iets regtig amazing doen met seisoen 2 en toe kom, ja, future gesprekke. Hoeveel episodes het julle al geskiet op die oomblik? Seisoen 1 gaan, ek dink 12 of 13 episodes wees, en dan gaan, dan gaan ons kyk na, ek het 'n lys van gaste wat ek graag wil hê vir seisoen 2, en ek paar van hulle is baie interesting, en ek hoop om van hulle te kan kry. Ja. Ongelukkig, ek sien nou daarna. Dit klink verskriklik opwindend. En wanneer drop die volgende episode? Jy sê François is saam met jou hierdie week. Moet seker vandag, môre. Hy kom donderdag uit. Donderdag. En dit is 'n regtig cool een. Ek dink mense gaan hom geniet. Ek onthou dit was een van my favorites. So ek dink vir een van François moet hulle definitief moet kyk. Ek dink hulle gaan 'n paar goed dalk uitvind oor hom wat hulle nie geweet het nie. Ja. Ek sien uit daarna. Okay, ek het nog 2 vrae. En voor ek totsiens moet sê, ongelukkig. Yeah. Ek het 'n vraag van 'n luisteraar afgekry. Hulle sê die laaste Bitter Einder album het in 2017 uitgekom. Daar's nou 'n nuwe song of iets uitgekom. Of is dit die nuwe album wat nou uitgekom het? Ja, so ons het in die laaste 3 of kom ons sê 4 jaar klomp singles gedrop, wat als deel vorm van 'n nuwe album waaraan ons werk, en al vir 'n ruk lank eintlik werk. Nie konstant nie, maar sulke bursts. So dit was op 'n tydjie tyd verbygaan, en dan sit ons weer 'n week of so in en werk aan 'n song, en dan weer so. Daar is, en ek weet dit vat lank, maar daar is 'n 5de Bitter Einder album in die pipeline en op pad. En ons is almal baie excited oor dit. Ek dink die rede hoekom dit se regtig rush of gedruk voel nie is omdat Bitter Einder is ook baie live oriented act. En obviously sal dit great wees om album launches te kan doen en te kan tour en festivals en so te kan speel om die album wat so lank gevat het 'n proper sort of launch and activation te gee. Ja. So ek dink dis die een rede, en die ander rede, partykeer is dit moeilik, veral namens meer as 'n dekade bandes to find die state of creativity is not constantly there. So wanneer dit daar is, dan werk mense, en wanneer dit nie daar is nie, then you don't force it. You just sort of take your time and work that when it does come out, you still like it. Ja.
Dit is amazing met al die goeters wat nog kan kom van die groot hond af. En ek het my laaste vraag dan vir jou vir vanaand. Ons is al klaar 10 minute omtrent oor die tyd, maar ek vra altyd mense wat ek interview dieselfde vraag. En as jy 'n album kan own op vinyl wat jy nie het nie, watse vinyl album sal dit wees? Ja, dit is 'n goeie vraag. Ek het klomp goed op vinyl, maar meeste van dit is kind of oud. Jy weet, dis vanaf die 60s en 70s en 80s, Yes. most of it. Ja. Dit sal dalk vir my cool wees om dalk soos 'n classic rap of hip-hop album, dalk iets soos Tribe Called Quest of iets. ja, of even iets wat voel of dit nie op vinyl moet wees nie, soos Kanye West se Yeezus op vinyl. I don't know, dit is iets wat ek actually aan sal moet dink. Maar dit sal vir my cool wees to get something that feels like, want the vinyl is die warm, pure thing, but to get a really obnoxious, robust, modern album op vinyl. Makes sense. Ja. Gepraat van, ek wil nou nie verder oor tyd gaan nie, maar die polarization wat aangang is, ek voel wat ek love en kind of hard Kanye West is, he is that within the same human being. Hy embody die chaos binne in homself. It's like, hy is shallow, maar hy is ook verskriklik vulnerable and deep, and hy's like, what do you call it, like, he's very chaotic. Dis soos, he's a bit of a genius, but he's also a bit of a clown. Sometimes, dis vir my baie interesting om sy werk so nou en dan to revisit in it. Yeah, it's I've been the last few months I've been on a bit of a Kanye kick. Ja, van dat hy en Kim uit mekaar uit is. Ek ken ook al die storie. Ek het gecheck hoe hy bly in 'n kamer in 'n voetbalstadium of somewhere. En ouens sê maar hy's 'n biljoenêr, hoe kan hom gaan bly nie, maar dit is 'n hele artistic environment en hulle sê alle geniuses is maar bietjie crazy. So ek vang wat jy sê van hom. Ja, dis die weird ding is soos, ja, dit is 'n strange ding. Ek weet hy's besig om sy album klaar te maak in daai stadium. En hy bly nou daar. En this album is either going to be something special or it's going to be trash. Met Kanye weet mens nie. Dis weird, but it's I'm excited to find out which it is. Want baie keer dink mense is trash en dan besef mense 2 jaar later, wow, that was actually really good. Yes. Sien, ons is besig met prating hier, want ons kan nog aangaan. Ons praat nou al oor Kanye West hier, so ons kan aangaan met die goeters. Maar ongelukkig op die rock show ook nog. I mean, ons is ouens wat musiek like. Maar ja, ons moet die ligte betaal en goeters. Peach, ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy ons gejoin het. Hoopelik kan ons voortgaan met hierdie conversation op 'n ander datum. Ons sal maar 'n bietjie praat daaroor. Amazing, ja, ons kan part 2, ons kan deel 2 doen op 'n ander stadium. So yes, laat weer, dit sal regtig cool wees. Awesome, baie dankie Piet. Yes, dankie, ek het dit baie enjoy. Dis dit weer.